Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 9de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: korrupsie word nie geduld nie. Nuushooftrekke vir vandag: FSA waarsku Iran oor 'n opvolger vir president. Korrupsie word nou vasgevat. Verskeie brande ontstaan in Kaapstad oor die naweek. India wen Wêreldbeker T20 cricket se finaal. Cheetahs buite in die stof teen Boland Cavaliers se rugby span. Italië wen vir Engeland in die 6-nasie toets in rugby. Braaivleis en 'n paar banknote kon nie 'n motoris in KwaZulu-Natal uit die tronk hou nie. 'n Man het Vrydag in Mkhuzi aangekeer wat die spoedbeperking oorskry het terwyl hy glo sterk onder die invloed van drank bestuur het. Die man het glo amptenare van die padverkeersinspektoraat met R500 probeer omkoop om sy inhegtenisneming te vermy. Toe sy poging misluk het die vermeende dronkbestuurder en jagduiwel glo verder R200 en braaivleis vir die beamptes aangebied. Die omkooppoging is op kamera vasgevang en sal as bewysstukke in die hof ingedien word. Die grootste uitdaging waarmee ons vandag bekamp het, is dat werknemers in sowel die regering as die private sektor tydens hulle moeilike ekonomiese toestande hulle maklik tot onetiese gedrag wend om hulle finansiële verpligtinge na te kom. Omkopers lyk dikwels na 'n blink plan om vinnig ryk te word en om skuld gouer te delg, is gesê. Lyke van 4 mense wat nog vermis word nadat vloedwaters hulle donderdag in 'n voertuig meegesleer het toe hulle oor 'n brug in 'n Umsinga probeer oorsteek het, is in die afgelope 2 dae gevind. Die liggaam van een van die vroue is in die Ingadi rivier in Umsinga, plaaslike munisipale gebied, gevind, terwyl die ander vrou se liggaam in die Utukela rivier aan die kant van Nkandla plaaslike munisipaliteit gevind is. Saterdag is die laaste 2 slagoffers se lyke uit die Utukela rivier gehaal. Al die slagoffers was tussen 25 en 40 jaar oud gewees. Een van die vroue wat Vrydag gevind is, was ook swanger gewees, volgens die departement se inligting. Die departement sê hulle werk saam met die Umsinga plaaslike munisipaliteit om die nodige ondersteuning aan die betrokke gesinne te bied in hierdie moeilike tyd. President Donald Trump het gister gewaarsku dat Iran se volgende opperleier nie lank sonder sy goedkeuring sal kan hou nie. Die naam van die opvolger is egter ook nie bekend gemaak nie, terwyl sommige partye voorgestel het dat Khamenei se 56-jarige seun Mojtaba Khamenei sy pa se skoene sal moet vul. Trump het voorheen die idee van Khamenei se seun as opvolger erg verwerp. Hy het benadruk dat die Iran se volgende opperleier moet goedkeur. Iran se hoofstad Teheran was gister in duisternis gehul nadat 5 olieraffinaderye die vorige aand deur Israel aangeval is. Minstens 4 mense is in hierdie aanval oorlede. Owerhede het gewaarsku dat dampe giftig kan wees en inwoners aangeraai om binnenshuis te bly. Talle vensters is egter deur die krag van die ontploffings in flarde geskiet. In Libanon, waar Israel sy grond- en lugveldtog teen Hezbollah-vegters voorsit, is minstens 394 mense oorlede. 1130 is beseer, het die Libanese minister van gesondheid bekend gemaak. Brandspanne in die Weskaap moes die naweek bond gestaan het toe talle brande in die Kaapse metrogebiede en die Kaapse Wynlanddistrik uitgebreek het. Sanpark het omstreeks 14:30 in 'n aanlyn plasing gesê dat brandspanne in die Kaapstadse metro se brand- en reddingsdienste op 'n brand in Rooiheuwel gereageer het. Die brand is binne 0:30 in bedwang gebring. 'n Helikopter is ontbied en is op pad met nog ligondersteuning te help. Sanparke doen 'n beroep op die publiek om die betrokke gebiede te vermy en nooddienste en hulle toe te laat om hulle werk te kan verrig. Brand wat Saterdagmiddag omstreek 15:40 in die Imizamo Yetu plakkerskamp ontstaan het, is teen die aand deur nagenoeg 60 brandbestryders in bedwang gebring, ondanks uitdagings so sterk winde en mense wat by die mense se werk inmeng. Daar is steeds 2 brandweerwaans op die toneel om hierdie gebied waar 'n riete groei te monitor vir moontlike verdere opvlammings. Die hittegolftoestande kan vandag tot Vrydag die temperature tot 42 grade Celsius laat styg in veral die westelike dele van die Noord- en Weskaap. Volgens die weerdiens sal die hoogste temperature Dinsdag en Woensdag in hierdie dele voorkom. Die hittegolf gaan môre na dele van Sentraal en die Klein Karoo versprei. Inwoners word gemaan oor die gevare van ontwatering, hitteuitputting en sonsteek. Die publiek word gevra om aktiwiteite in die buitelug tussen 12:00 en 1500 te beperk, lospassende klere te dra en vir so lank as moontlik in die skaduwee of plekke met goeie ventilasie te bly. Vandag word grootliks sonnig en baie warm tot uiters warm weer in die Weskaap voorspel.
Die kookgang tot 40 grade Celsius in Vredendal en in Redlinghuis styg met 39 grade Celsius. In Mamasbury sal dit 38 grade Celsius wees. Die polisie het die afgelope week in afsonderlike operasies by die OR Tambo lughawe in Kempton Park op dwelms van 2,8 miljoen rand beslag gelê. 'n Nasionale woordvoerder van die polisie het gister in 'n verklaring gesê, polisielede het Woensdag in 'n pakhuis op tik van 2,2 miljoen rand afgekom. Dit was volgens die polisie glo vir die Filippyne bestem. Donderdag het polisielede in nog 'n pakhuis op 8 groothouers met dagga afgekom. Die waarde daarvan was 672 000 rand. Dit is van Marokko na Suid-Afrika gebring. Die ontplooiing van die weermag in gebiede wat misdaadbrandpunte is, gaan 'n bietjie langer neem as wat oorspronklik verwag is, so het professor Virus Jakalia, waarnemende minister vir polisie, gister aan die media bekend gemaak. Mense het geldige kommer uitgespreek oor die risiko's wat verband hou met die ontplooiing van die weermag, want die soldate is nie opgelei om polisieering te doen nie, so het Jakalia gesê. Ons moet dus verseker dat hulle opleidingsprogramme ondergaan om hulle rol en ook perke van hulle verantwoordelikhede te verstaan, sodat ons 'n situasie vermy waar mense beseer word of in vuurlinie vasgevang word. Eskom en die Departement van Elektrisiteit en Energie het verlede week aangekondig dat 'n nuwe voorlopige tarief van 62 sent per kilowatt aan Glencoe Merafe en Semancor gebied word, sodat die produsente hulle smelters op kort termyn aan die gang kan hou en duisende afleggings kan vermy. Dr. Godse Ramagopa, minister van Elektrisiteit en Energie, het gesê daardie verligtings sal geleidelik ook aan ander smelters aangebied word, gegee hoe daar steeds onduidelikheid is oor hoe Eskom sy verlies aan inkomste weens sy afslagtariewe gaan finansier, of veral sal die weier gebruik van tegnologie wat wesenlike kragkostes kan verlaag, aansienlike voordele met betrekking tot produsente se finansiële volhoubaarheid kan inhou. Kragkostes bly 'n faktor in die pryse vir kroomerts, tesame met laer pryse van alloy, beteken die aanleg sal finansiëel onvolhoubaar wees, is gesê. Michele Amaro, kaptein van Italië, het erken dat sy span Engeland met 23-18 voor soort 68,000 toeskouers in Rome geskok het. Italië het geweldige verbetering getoon sedert die Argentyn Gonzalo Quesada na 2023 se wêreldbeker toernooi die leiersels as hoofafrigter oorgeneem het. Indien die Italianers aanstaande naweek daarom kan slag om Wales en Cardiff te wen, sal dit hulle beste jaar nog in die 6-nasie reeks wees. Dit is 'n span wat baie verbeter het Steve Bothwick, afrigter van Engeland, gister gesê. Voor die aanvang van die jaar se 6-nasies het Engeland 11 wedstryde in 'n ry gewen. Met Skotland se onverwagse oorwinning oor Frankryk Saterdag is daar nou 'n moontlikheid dat hy die eerste keer nog hierdie titel kan wen. Die Skotte het die Hane met 50-40 op Murrayfield in Edinburgh gewen. Gregor Townsend, afrigter van Skotland, sal duim vashou dat Kyle Steyn op vleuel fiks verklaar word vir 'n kragmeting teen Ierland. Steyn, wat speler van die wedstryd was, het die veld met 'n besering verlaat. Die Cavaliers het die Cheetahs met 34-24 in Bloemfontein gewen, nadat hulle rustyd met 24-7 voorgeloop het. Ons het 'n groot poging in die wedstryd gesit deur die Cheetahs te ontleed, al die Europese uitdagingbeker wedstryde en die Griffins wedstryd, die Cheetahs se enigste oefenwedstryd, het Fourie aan die media gesê. Dit was baie belangrik om weg van die huis te wen, soos ek vroeër die week gesê het ons daaraan gewoond geraak om in Wellington te wen, maar wanneer ons reis, is ons nie op dieselfde vlak gewees nie. Frans Steyn, afrigter van die Cheetahs, stem saam, hulle het nie lekker momentum gebou nie, toe die afstorm 3 gebeur het. Die Cheetahs speel die naweek in Potchefstroom teen die Luiperds, terwyl die Boland Cavaliers in hulle eerste tydswedstryd teen die Griffins sal speel. Die Griekwas het intussen Saterdag in Kimberley die Luiperds met 101-7 gewen in 'n wedstryd waarin die Griekwas 15-3 gedruk het. Die Griffins het in welkom in die tweede helft aan die gang gekom om die Bulldogs met 36-17 te wen. Die Brit George Russell het kop gehou om gister koning te kraai in die Australiese Grand Prix, die eerste wedren van hierdie nuwe seisoen. Charles Leclerc moes met die derde plek tevrede gewees het. Die verdedigende wêreldkampioen Lando Norris van McLaren het 5de geëindig, 51 sekondes na Russell. Red Bull se Max Verstappen kan tevrede met sy poging wees. Hy het 6de klaargemaak nadat hy die 20ste plek weggespring het weens 'n ongeluk in die kwalifiserende ronde. Ollie Beerman het 7de klaargemaak met die nuweling Arvid Lindblad wat 8ste oor die wenstreep gejaag het. Die aksie in die Formule 1 seisoen verskuif aanstaande naweek na China, waarna Japan volgende aan die beurt sal kom. Die Blitsbok het gister Suid-Afrikaanse tyd Nieu-Seeland in hulle laaste groep A wedstryd met 17-12 van Kanada gewen.
Hulle was in hulle ander groep wedstryde hierdie naweek teen Brittanje 21-5 en Spanje 28-7 ook aan die wenkant gewees. MP Visser het vroeg in die wedstryd teen Nieu-Seeland die Blitsbokke se eerste 3 gedruk vanaf 'n beweging wat in Suid-Afrika se doelgebied begin het. Vroeg in die tweede helfte het Rob Rush deurgenaal vir Nieu-Seeland se eerste 3, kort daarna het die Kiwis weer gaan druk toe hulle die bal by die Blitsbokke afgeneem het. Die 3 is vir doel wat die telling 17-12 gemaak het. Die Kiwis het 'n plek in die half-eindstryd misgeloop nadat hulle ook teen Spanje in die groepwedstryde vasgeval het. Darius Pogačar, fietsry se wêreldkampioen, het Saterdag 'n rekord opgestel met sy 4de tyd beyond sy titel, droombegin vir sy 2026 seisoen. Pogačar het met sy kenmerkende verwoestende wegbreek begin ongeveer 80 km voor die eindpunt, waarna hy laat wiel het tot oor die wenstreep in Siena vir sy 3de oorwinning daar. Een van die 27 jaar oue Sloveense groot teiken van hierdie seisoen kom oor 'n week in sy pad, die Milaanse San Remo eendag wedren, een van sy 2 monument wedrenne wat hy nog nie gewen het nie. India het Nieu-Seeland in die Neandra Mori Stadion hier voor 86.000 ondersteuners in blou met 96 lopies gewen en sodoende die eerste span geword wat sy T20 wêreldbeker suksesvol kon verdedig en die eerste span wat die toernooi 3 keer kon gewen het. India se blitsbegin het hom in staat gestel om 'n reësetelling van 255-5 te slaan nadat hy die lood verloor het en gevra is om te gaan kolf. Sharma 52 van 21 balle geslaan en Samson het 89 aangeteken van 46 balle, het 98 lopies en 7 bilbeurte om die eerste paaltjie getimmer en het was basies fluit uit vir die swart pette se titelaanslag. In die 16de bilbeurt het Jimmy Neeson 3 vir 46 die remme probeer aandraai met 3 paaltjies en slegs 1 lopie. Maar na daardie beurt was Indië steeds op 204 vir 4 paaltjies met 24 aflewerings oor vir verdere slaanwerk. Nieu-Seeland het skaflik begin nadat Finn Allen vroeg in die lewe gegin is, net na 2,3 bilbeurte op 31 van 0 gestaan het. Paaltjies is deur Akshar Patel 3 vir 27 en Bumrah 4 vir 15 het egter die lewe met die Kiwis gehaal. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 16-19, Polokwane 13-23, Lephalale 15-26, Mbombela 12-25, Mahikeng 12-29, Pretoria 12-29, Johannesburg 9-27, Ermelo 5-22, Galagari 21-32, Gaborone 15-29, Richards Bay 16-26, Pietermaritzburg 10-25, Durban 15-25, Port St. John's 13-26, Pongola 13-28, Maputo 19-28, Bethlehem 8-23, Bloemfontein 12-26, Alaval Noord 11-28, Welkom 12-27, Vryburg 15-29, Kimberley 17-29, Appington 22-32, Prieska 19-33, Springbok 21-36, Karasburg 21-34, Keetmanshoop 22-33, Mariental 20-33, Alexander Bay 24-44 grade Celsius in die middag, Brandvlei 20-34, Loederich Bay 26-43, Vredendal 22-41, Kaapstad 17-32, Sutherland 14-28, George 15-30, Jeffreys Bay 15-28, Geberra 14-29, Grafreinet 11-28, Kapogelas 18-24, De Aar 15-28, Molteno 6-24, Beaufort West 13-31, Oos-London 15 grade Celsius in die oggend, 27 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.55 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.64, die euro verhandel teen R19.24, die pond kos R22.21, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,141, palladium per fyn ons is $1,662, silwer per fyn ons is $84.33, goud per fyn ons is $5,171, Brent olie per vat is $92.69.
Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.